Dit is vandag maandag 29 Junie. Welkom by ons luistermeditasie in Koninkrykstyd. Ons lees saam 'n paar verse uit Genesis 22 en ons lees dit uit die 1983 vertaling. Ek nooi jou om tot rus te kom saam met my. En terwyl ons asem terugkry, steek ook vir ons 'n kers aan, wat ons herinner dat die Here by ons is. Here Redder, groot en magtig, U oorskou ons lewenspad. In die liefde en genade het U ook ons hand kom vat. Heer, U leiding bring bevryding. Ja, Hy het ook my hand kom vat. U het ook my hand kom vat. U my Redder, groot en magtig, U het my ook raak gesien. Ek is feilbaar, swak, onseker, tog wil ek U dankbaar dien. God, my Here, U is Here, vas kan ek op U vertrou, ja, vas kan ek op U vertrou. Lei my Heer na die bestemming in die woord my opgedra. Laat my leef en werk met vreugde, want dit sal volharding vra. Heer, U leiding bring bevryding. Al ons skuld het U gedra, ja, al ons skuld het U gedra. Amen. Die verhaal van Abraham wat vir Isak moet gaan offer in Genesis 22 bly vir my een van die moeilikste verhale om veral aan kinders te vertel in 'n tyd van geweld, wêreld vol geweld. Wek hierdie gedeelte baie meer vrae as antwoorde. Ek wonder hoe ons oor hierdie teks moet dink oor God. Dalk wil die teks ons uitdaag om ook die Bybel anders te lees. Ek nooi jou om die ongemak van hierdie verhaal in jou eie lyf vir 'n oomblik te voel en met die ongemak 'n rukkie te sit. God het vir Abraham gesê, vers 2, vat jou seun, jou enigste seun, Isak wat jy liefhet, en gaan na die landstreek Moria toe en offer jou seun as brandoffer daar op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. Toe hulle eentjie weg is, het Isak vir Abraham gevra, vers 7, Pa, hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer? Abraham het geantwoord, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. En daarna het die twee saam verder gestap, en toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou. Hy het die hout reg gesit en sy seun Isak vasgebind en op die altaar neergesit bo op die hout. En net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel na hom. Abraham, Abraham! Hier is ek, het hy geantwoord. En toe sê God, stop, los jou seun. Moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Nou weet ek dat jy my dien.
Een van die belangrikste beginsels wanneer ons die Bybel lees, is dat ons nie goed uit konteks moet haal nie. En dat 'n mens eintlik die verhale van die Ou Testament ook net beter kan verstaan binne die perspektief van die Nuwe Testament. Abraham het waarskynlik dieper geglo. En is dit baie betekenisvol dat hy dan sê, God sal sy eie offerlam voorsien. En dit is die verhaal van Christus, wat sy lewe ook opgeoffer het. God wat sy seun opoffer vir 'n wêreld. Dit neem my na 'n aangrypende verhaal. Verhaal wat afspeel in die jaar 404 na Christus. Daar word vertel dat in die Kolosseum, waar daar weekliks gevegte was ter vermaak van 'n groot skare met die keiser wat ook daar gesit het, monnik met die naam Telemagus op 'n sekere dag, 404 jaar na Christus, aanskou het hoe twee mense besig is om mekaar dood te maak. Dit het hom so diep gegrief, dat hy oor die heining gespring het, in die arena tussen hulle ingehardloop het, met sy hande in die lug, in die naam van Christus stop. In die naam van Christus stop. Die twee vegtendes het hom weggestamp, hy het weer tussen hulle in beide gespring, totdat een hom raak gesteek het. Hy op sy knieë neergesak het en stadig begin doodbloei het. En dan word vertel hoe die hele skare stil geraak het. Die keiser opgestaan het en die skare stil gemaak het en hulle een vir een begin uitstap het. En Telemagus se dood word vertel, het die keiser Honorius so geroer, dat hy daarna die gladiator gevegte gestop het. In die naam van Christus. Stop. Laat hierdie verhaal vir 'n oomblik op jou hart lê. Die opofferende liefde sodat lewe kan floreer, speel in die geskiedenis af, maar ook in die natuur. In die Isomangaliso wetlands in die noorde van Natal, in die Kosi Bay wetlands, groei daar
nie minder nie as 6 tipes mangrove bome. Een van hulle het 'n blaar wat vergeel, 'n blaar in elke takkie. Al die blare is groen en is hy een blaar wat geel raak en daai geel blaar val af. Daai blaar is sout. Hy trek al die sout uit die boom uit, offer homself op sodat die boom kan bly lewe. Dalk is daar iets meer agter die verhaal van Abraham wat sy seun moes gaan offer. En die ram wat op die ouend in die bos agter hom staan. Here, mag my lewe iets weerspieël van 'n opoffering om op te staan vir wat reg is, sodat die lewe kan floreer. Here, Redder, groot en magtig, U oorskou ook my lewenspad. Lei my, Heer, na die bestemming in die woord my opgedra. Laat my leef en werk hierdie week met vreugde en geregtigheid en liefde. Dit sal volharding vra. Dankie vir U leiding wat vir ons bevryding gebring het. U skuld sodat ons kan leef. Amen.